Paulus is omgekrap. Ons lees Galasiërs 1 vers 1 tot 10. Aan die gemeentes in Galasië, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Begin Paulus te dikteer, terwyl hy ongeduldig op en af in die vertrek stap. Die sekretaris se handveerpen grits, soos hy pynlik netjies die woorde op die perkament neerpen. Dit gee Paulus baie kans om sy woorde mooi te kies. Paulus is maar al te bewus dat die Heilige Gees die regte woorde in sy gedagtes plaas, want hy het mos vir die Here gevra om hom te sê presies wat hy moet skryf. Paulus wil reg aan die begin doodseker maak dat die leser baie mooi sal verstaan wat die kern van die evangelie is. Eers daarna kan hy die ander sake ophaal. Daarom dikteer hy verder. Hy wat homself gegee het vir ons sondes, om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van God en Vader, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Hierdie is immers waaroor die evangelie gaan. Daar is geen ander weg nie. Hy kan nie verstaan waarom die mense hulle laat mislei het nie. Paulus is nie 'n gelukkige man nie. Nee, eintlik is dit baie lig gestel, want hy is eintlik ewig ontstel as hy hierdie brief dikteer. Hy is deeglik daarvan bewus dat die regte manier sou wees om eers 'n danksegging te skryf direk na die aanhef, maar hy het besluit om dit oor te slaan, want daar is min dinge in die gang in Galasië waarvoor hy God regtig kan dank. Boonop wil hy so gou moontlik by die probleem uitkom. Skryf: Ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Paulus is omgesukkel, want hy het gehoor dat die mense besig is om te swig voor 'n dwaalleer, en dat hulle daardeur besig is om die verlossing wat God verniet gegee het, weg te klap. Hulle is besig om agter mense aan te dryf wat 'n valse evangelie verkondig deur die evangelie te verdraai. Hierdie gladdeblek predikers verwar die mense. God se kosbare genade is aangetast. Die hart van die evangelie is gegryp en bloedig uitgeruk. Wat Paulus hier so ewig ontstel is, dat die mense wat in daai gemeente spreek, dinge verkondig wat die diepste fondament van die evangelie, God se genade, deur Jesus Christus, aantas en ondergrawe. Paulus is so ernstig oor hierdie saak, dat hy 'n dubbele vloek uitspreek oor enige iemand wat iets anders verkondig as die ware evangelie. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Dit is baie belangrik dat ons moet begryp dat God se seën ook 'n ander kant het. Wie God se genade en seën verwerp, bring ook oor homself 'n vloek. Dis ook belangrik om op te let dat Paulus hierdie vloek oor almal uitspreek, homself ingesluit, as hierdie persoon 'n vals leer sou verkondig. God se boodskap is altyd belangriker as die boodskapper. Maak nie saak wie hierdie boodskapper is nie. Selfs 'n professor aan die universiteit van die teologiese skool sal nie daardie vloek vryspring nie. Terloops, hierdie het niks te doen met die sogenaamde bloedlynvloeke waaroor mense so gaande is nie. Wees verseker, as jy dalk daarmee gekonfronteer word, dit is suiwer snert. Wat vandag belangrik is om die vals boodskappers te herken en hulle dwaalleer te kan onderskei.
Die godslasterlike dinge wat die sogenaamde nuwe hervormers kwytraak, laat jou hare regop staan. 'n Ander groep valse leraars wat besig is om baie veld te wen, is die Jehovah's getuies, wat die godheid van Jesus en die Heilige Gees vertrap. Dan is daar New Age, Christian Scientology en 'n hele boel ander wat 'n alternatiewe evangelie verkondig. Paulus stel dit baie duidelik. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Ons lees dit in Galasiërs 1 vers 7. Maar dan besef Paulus dat dit dalk mag klink asof hy uit die hoogte met die mense praat, omdat hy dalk 'n trappie hoër gestyg het in die lewe as hulle. Daai gedagte moet hy stuit voordat iemand dalk 'n vinger kan wys. Dus voeg hy baie vinnig by: probeer ek nou mense tevrede stel of vir God? Of soek ek die guns van mense? As ek nog steeds mense se guns probeer wen, sou ek nie meer 'n diensknegt van Christus wees nie. Ons durf nooit uit 'n verhewe posisie die evangelie probeer uitdra nie. Ons mag nie dink dat ons reeds daar aangekom het en dat die arme ongelowige nog 'n ver pad het om te gaan voordat hy by my sal uitkom nie. Weereens moet ons baie deeglik besef dat dit slegs suiwer genade is, dat ons is waar ons is. Paulus het die beste geloofsgeleentheid gehad, wat geld kon koop. Maar hy was steeds totaal verlore, totdat Jesus hom daar op die Damaskuspad kom red het. Op dieselfde wyse kan ek ook die belangrikste teoloog wees, maar as ek nie in 'n verhouding staan met Jesus nie, dan is ek verlore. Dis 'n wonderlike genade om in daai verhouding met hom te mag lewe. Ek moet myself elke dag knyp om seker te maak dat ek nie dalk droom nie, want ek het absoluut niks gedoen om sulke genade te kon verdien nie. Ja, ek probeer baie hard om reg te lewe, wel, soms, maar ek faal dikwels. En dit maak God se genade oor my nog meer onbegryplik. Amen. Kom ons bid. Here, ek bely vanoggend weer eens dat U die enigste weg is en dat U die een is wat my uit die poel van verderf gered het, suiwer uit genade. Dankie, Here. Amen.